sedert 2023 het ek vir julle begin waarsku, toe sê ek die Amerikaners het gesante gestuur en gaan gesante stuur om hierdie regering te druk om 'n NAVO-land te word, pro-NAVO-land. Dit wil sê dat hierdie land, die ANC-regering, sy bande met die Ooste, met die BRICS-lande, met Rusland, met China en Iran breek. Ek het gewaarsku, daar sal 3 Amerikaanse briewe inkom, dit wil sê daar kom 3 Amerikaanse gesante na Suid-Afrika toe om hierdie regering te druk in 'n bepaalde rigting. Eers was dit Janet Yellen, dit was in 2023 Januarie maand. Toe was dit Victoria Nuland, was ook 2023, en toe het ons die CIA by ons besoek afgelê in Desember 2024. So daai 3 briewe, daai 3 gesante was hier, en steeds het die ANC nie gehoor gegee nie. So toe het Trump in beheer gekom, en hierdie agenda om die ANC te druk, of om 'n regime change in Suid-Afrika in plek te kry, het ernstig spoed opgetel. En ek het hieroor gewaarsku. Ek onthou julle, ek het die video's gemaak oor Chris Wyatt, toe sê Chris Wyatt is besig om die ANC-regering te dreig. Hy doen dit so op 'n stille manier, as 'n sagte spreekbuis vir die United States State Department en die CIA. Ek het al 2 video's daaroor gemaak, waar ek het baie duidelik vir jou uitwys. En nou het die Suid-Afrikaanse regering, hierdie ANC-regering, het nog 'n waarskuwing gekry. Naamlik, hierdie nuwe ambassadeur, dink sy van is Boesel, Brent Boesel, het op 11de Maart 2026, het hy die waarskuwing gegee. US is running out of patience with South Africa, warns US ambassador. Hierdie is dan nou, ja, dit is die een wat nou, die berig is vir 11 Maart, so dit was seker oor die naweek wat dit gebeur het. En die Sunday Times het hierdie berig gedra. En hy het dan vir hulle gesê, US ambassador to South Africa, Leo Brent Boesel, die 3de, said the US confronted South Africa with 5 asks, menende, ons het 5 goedjies van julle gevra. But about a year later, there has been no response from the South African government. Nou ja, ons ken die ANC, hulle stel net nog 'n kommissie af, of hulle vee hulle alie aan jou af, ons ken die drill. The US is running out of patience with the South African government, which has not addressed the 5 demands the superpower made to smooth relations between the 2 countries. Dit het niks te doen met smooth relations nie. Wat is so ding dit? Hierdie het alles te doen met hierdie komende 3de wêreldoorlog. Dit gaan oor die myne in Suid-Afrika, die steenkool, maar dit gaan ook oor die Suid-Afrikaanse seeroete. Want wie hierdie seeroete om Suid-Afrika beheer in 'n groot mate dan nou toegang tot die Atlantiese Oseaan en selfs so ver as die Indiese Oseaan. En hieroor het ons baie keer gewaarsku. Ek het verskeie kere hieroor gewaarsku. Ons sien daar's 'n choke point nou daar weer in die Midde-Ooste op by die Rooi See. Die Houthis het weer gesê, geen boot kan daar deurgaan nie. Ons sien daar's 'n krisis by die Straits of Hormuz en die olie en daai probleme, dit sal oorwaai na Suid-Afrika toe. Maar die Amerikaanse regering is op 'n rol. En hulle plan is, hulle het nou hierdie ding met Venezuela gedoen en dit gaan oor die olie. Hulle die olie daar gaan steel. Hulle gaan Kanada definitief vat, al vat hulle hom op ekonomiese wyse. Hulle gaan definitief vat tot in die Noordpool, vanaf Noord-Amerika boontoe. En dan is dit natuurlik, soek hulle die seeroete, en hierdie oorlog teen Iran gaan nie te goed nie, gaan nie te wel nie. Hulle soek 'n regime change daar ook. Ons sal sien of hulle slaag. Maar omdat hulle so aan 'n rol is, het hierdie klomp arrogante ouens daar in die VSA gedink, wel, dis nie 'n probleem nie, hulle is nou so op 'n rol, hulle is soos 'n snowball wat net al hoe groter en vetter word. Dis nou tyd om van die Suid-Afrikaanse regering ontslae te raak. Want die ekonomiese situasie gaan nou stelselmatig versleg met hierdie krisis in die Midde-Ooste. En heel moontlik was dit deel van die doelwitte. So, ons het nou Chris Wyatt wat gehad, wat die Suid-Afrikaanse regering 2 maal al gedreig het.
wat ek opgetel het in sy video's, en toe het ek julle daarop gewys. En nou kry ons die nuwe Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell, wat sê, hierdie Suid-Afrikaanse regering reageer nie op die druk van die VSA regering nie. En mense wat dink het gaan oor die boerevolk, is regtig aan die slaap. Dit gaan nie oor die boerevolk nie, dit gaan nie oor die blankes in Suid-Afrika nie. Dit gaan oor om ons te gebruik as die stok om die ANC te slaan. Nou die VSA het hierdie selfde ding gedoen voor 94. Toe die CIA, MI6, die vrymesselaars, die Amerikaners het sanksies teen Suid-Afrika ingestel, want het hulle gesê, hierdie wit regering van ons is racist, and we must get a black government, en dit sal nou meer verteenwoordigend wees van die populasie, en toe het die VSA en Britannië en Europa het die ANC na vore gedruk as die oplossing vir die krisis wat hulle met Suid-Afrika het. Naamlik, hulle soek 'n swart regering in plek, hulle het geweet dit sal 'n swart kommunistiese regering wees, en hulle het geweet dat hierdie swart kommunistiese regering sal die land afbreek, sy infrastruktuur afbreek, sy weermag breek, sy polisie breek, sy wet en orde breek, die ekonomie breek, totdat daar niks van hom oorbly nie. Dit was al die jare die plan op die tafel. En nou het die tyd gekom, dat nadat die ANC die land tot niks daar gestel het nie, dit is 'n ashoop, en is armoedig, wel nou is die volgende stap van die deep state in plek. Naamlik, nou moet ons van die ANC regering ontslaa raak. So, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons dit maak? Ons gaan die wit mense, die krisis met die blankes en die plaasmoorde, ons gaan dit gebruik om die ANC in 'n hoek te druk, en totdat hulle dan nog nie wil luister nie, en dan gaan ons hulle ekonomies afsny. En ek het daaroor gewaarsku, toe sê ek, luister mooi, hulle gaan die geld wat hierdie Suid-Afrikaanse regering, die ANC regering leen so 2,1 miljard rand per dag by die Joodse bankiers, gaan hulle afsny. Wat beteken, daar sal nie geld wees vir enigiets nie, never mind diesel. En ons weet daar is klare krisis in die Midde-Ooste. So, die olie kom nie deur nie, gas kom nie deur nie. So, Suid-Afrika is op pad na 'n ekonomiese ineenstorting. En tussenin dan kom die Amerikaners dan dreig hulle. So, hulle het krisisse met wat ou Cyril Ramaphosa oor Trump gesê het, onder andere was hy nou die dag in VSA, en toe het hy sy mond uitgespoel oor Trump. Nou die 5 asks was nou onder andere die volgende, South Africa to rethink the Expropriation Act and broad-based black economic empowerment, condemn the kill the boer chant, prioritize farm murders to protect white farmers, and for South Africa to be non-aligned. Menende, hulle kan nie hulle align met die BRICS-nasies, met Rusland, met China, hulle met Iran, hulle kan nie bondgenootskappe maak die kant toe nie. Luister mooi, hulle weet baie goed, die ANC kan nie toegee op hierdie eise nie. Dit sal die ANC se einde beteken onder sy swart kiesers. So, hulle weet, die ANC sit tussen die duiwel en die diep blou see. En om daardie rede sal ons sien, die volgende stap sal dan nou wees, wel ons moet julle ekonomies afsny, ons kan nie aan julle geld leen nie, want julle is raciste en daar's human rights abuses in die land. Is 'n ou CIA manier van dinge doen. Baie jare terug het advokaat Pretorius dit in sy boek Volksverraad geskryf. So, en wanneer dit gebeur, het ons grootskaalse chaos. En daar, die krag sal nie werk en daar's nie diesel in die land nie, die karre sal staan op die bulte. So wat moet jy doen? Jy moet begin prep. Jy moes al lankal begin prep het. Want ons is op pad na 'n moeilike winter, vol stakings, kragonderbrekings en groot geweld. As hulle nie hierdie krisis in die Midde-Ooste kan oplos nie, sal ons 'n bloedige revolusie in Suid-Afrika sien, heel moontlik hier oor die wintermaande. Menende 80 miljoen mense raak honger, is kwaad en brand alles af. En jy wat die blanke is, jy is die pelounie en die toebroodjie. So kan jy dink wat met jou gaan gebeur. PrEP sluit aan by Suidlanders.